Daar is mense wat elke Sondag opdag, maar nooit werklik verander nie. Hulle luister, hulle kyk, hulle stem saam, maar hulle bly toeskouers in God se koninkryk. Terwyl ander dien, bid, bou en uitreik, staan hulle op 'n afstand. Maar die woord van God roep ons op tot meer. In Titus 1 gee Paulus 'n dringende boodskap aan Titus oor die tipe mense wat die gemeente moet lei. Nie mense wat net praat oor geloof nie, maar mense wie se lewens getransformeer is deur Jesus Christus. Die Bybel sê, hy moet onberispelik van gedrag wees en nie aanmatig en opvleend nie 'n dronkaard of 'n rusiemaker of 'n soeker na oneerlike wins nie. Hy moet gasvry wees, lief vir wat goed is, verstandig, regverdig, vroom en selfbeheers. Hy moet vashou aan die betroubare woord waarin hy onderrig is. Dan sal hy in staat wees om ander met die gesonde leer aan te moedig en die argumente van teenstanders te weerlê. Dit gaan nie net oor kerk bywoon nie. Dit gaan oor wie jy word wanneer niemand kyk nie. Die gemeenskap op Kreta was vol verwarring. Valse leraars het mense mislei. Die waarheid is verdraai. En daarom het God nie bloot toeskouers nodig gehad nie. Hy het mense nodig gehad wat bereid was om op te staan. Mense wat nie beheer word deur woede, trots, hebsug of selfsug nie. Mense wat die goeie lief het. Mense wat gasvryheid leef. Mense wat aan die evangelie vasklou, selfs wanneer die wêreld daarvan wegdraai. En dan is dit waar God jou vandag ontmoet. Want transformasie begin wanneer die Heilige Gees jou hart aanraak. Wanneer geloof ophou om net 'n gewoonte te wees en begin om jou hele lewe te verander. God wil nie hê jy moet net luister na sy woord nie. Hy wil hê jy moet daardeur gevorm word. Hy wil jou denke verander, jou motiewe reinig, jou karakter herstel. Want jou motiewe maak saak vir God. Jy kan die regte dinge doen, maar met die verkeerde hart. Jy kan godsdienstig lyk, maar geestelik leeg wees. Maar wanneer Jesus jou werklik transformeer, begin jy anders leef. Jy word sagter, meer nederig, meer gehoorsaam, meer lief vir mense, meer lief vir waarheid. Psalm 92 sê, dit is goed om die Here te loof. En dis presies wat 'n getransformeerde lewe doen. Dit wys die wêreld dat God nog steeds harte verander. Vandag vra die Here nie of jy perfek is nie. Hy vra of jy beskikbaar is. Nie net om toe te kyk nie, maar om deel te wees van sy werk. Nie net om te ontvang nie, maar om te dien. Nie net om geïnspireer te word nie, maar om getransformeer te word. Mag God se woord jou vorm. Mag sy Gees jou lei. Mag jou lewe 'n instrument word waardeur Jesus Christus sy koninkryk bereik. Want wanneer God 'n mens transformeer, verander hy ook die wêreld rondom hom.